So hierdie gedeelte is, kan jy nie apart lees nie. Konteks is belangrik. Ons het 'n beginsel, wat ons al 'n paar keer gesê het, die Latyn daarvoor is sola scriptura, sora interpes, beteken maar net, die Heilige Skrif is sy eie beste verklaarder. So jy kan nie 'n gedeelte in die skrif vat, en as hy iets sê wat die res van die skrif nie sê nie, dan verstaan jy daai deel verkeerd. So, is 'n beginsel, en ek het hierdie week, laas week het ek met 'n ou gepraat wat sê, die Bybel weerspreek homself. So ek nie, alright, kom ons gaan sit, kom ons praat daaroor. En toe die goed wat hy sê, as jy ander dele vat, dan verlig dit. So ek glo vas, die Bybel weerspreek hom nie self nie. As die Bybel hom weerspreek, is dit omdat ons nie reg verstaan nie, of waar kennis is, of interpretasies is, wat bietjie shaky is. So, en hierdie gedeelte is ene wat ongelukkig in die geskiedenis baie verkeerd opgetel is. En dis baie belangrik om hierdie gedeelte reg te verstaan. En dis baie belangrik om hierdie gedeelte so te verstaan, dat ons dit ook verstaan in die konteks van die nagmaal wat dit vir ons beteken. So om dit te doen, kom ons gaan net terug na die begin toe van 1 Petrus. Wie skryf hierdie gedeelte? Petrus skryf. Waar is Petrus? Petrus is in die tronk. 1 en 2 Petrus uit dieselfde plek uit geskryf, heel waarskynlik volgens die argeoloë en die skrifverklaarders. Dis heel moontlik dat Petrus al geweet het, hy wag op sy einde. Petrus is die ou gewees wat soveel ontzag het vir die Here, dat toe hy as martelaar gesterf het, hy gesê, hy kan nie soos sy Messias sterf nie, hy wil onderste bo gesterf, nie? So hy het hom aan 'n kruis gehang, maar onderste bo, want hy is nie werd om soos Jesus te sterf nie. Soveel respek het hy vir die Here gehad, soveel eerbied hy gehad, maar hy was ook 'n man gewees wat droog gemaak het. Ons sien in die geskiedenis, hoe hy was die een gewees wat, toe hulle vir hom gesê het, maar jy ken dan die Messias, daar by die kruis, toe sê hy, ek ken hom nie. Hy was die een gewees wat swaard getrek het, en hy wou beklei toe hulle vir Jesus gevange wou neem. Want hy het nie altyd verstaan nie. Hy was ook die een gewees wat ons Here Jesus voorgesê het, gaan weg agter my Satan. Nee? So hy was nie 'n perfekte mens nie, maar wat hy was 'n sondaar mens wat genade gesien het, en iets in Jesus, ons Here Jesus gesien het, wat hom opgetrek het, wat hom hoop gegee het, wat hom krag gegee het, en wat vir hom iets gegee het. Nie net waarvoor hy kan leef nie, maar waarvoor hy ook kan sterf. En my gebed vir elke van ons hier vandag is dat ons iets het waarvoor ons kan leef. Waarvoor ons kan leef. Onthou laasweek se preek, die seun wat dood is aan kanker, en wat hy gesê het, dit het vir hom, toe hy gehoor het hy sterf, is wanneer hy eers begin leef het. En sy laaste boodskap was, jy het nie nodig om te weet jy sterf, om nou te begin leef nie. En ek glo my hele hart, die plek waar jy die beste kan leef, die plek waar jy die volheidste kan wees, is in Christus. Buite dit is rookskerms, buite dit is goed wat jou gaan afgooi, is nie lekker nie, is nie goed nie, maar die beste plek vir jou, waar jy die gelukkigste kan wees, waar die diepste vrede kan ervaar, is by Christus, in sy woord, met die Heilige Gees, wat deur jou werk, en jy wat in hierdie verhouding staan, met God. So hier is Petrus, en Petrus het dit, en hy skryf aan hulle, onthou ons eerste preek in die reeks, 1 Petrus 1, skryf, en dan sê hy, wat sê hy? Hy sê, ons identiteit is in Christus, ons identiteit is in God drie-enig, nee? Ons is ambassadeurs, as het ware wat hy sê, van 'n ander koninkryk. So ons behoort nou aan hom, ons is in die wêreld, en ons gaan sware in die wêreld, maar dis waar ons identiteit is, en dis waar ons na toe moet gryp. So ons identiteit kom van God af, kom van bo af, maar ons is in die wêreld, so in ons verdrukking, ons swaar, is in die wêreld, so genade en hoop van bo af, swaar en seer in die omgewing, swaar en seer in die wêreld, en dis hoe hy begin, en dan het ons gekyk, en dan het hy so mooi vertel van die smeltkroes, nee? Sê in die swaar, in die seer, is ons is nie prooie van die wêreld nie, ons is nie hierdie
die ouetjies wat net heeltyd geslaan word vir niks nie. Nee, God gebruik dit, en die woord wat hy gebruik is 'n smeltkroes, nee, God gebruik dit om ons te louter, God gebruik ons om ons beter te maak, God gebruik ons, hy kyk, hy's kosbaar. Ons is kosbaar vir hom, soos daai ek die smeltkroesie gebring, die bakkie waarin die silwer gesmelt, goud gesmelt is, en dan die beeld van die ou wat werk, en hy kyk daarna, tot al die gifstowwe uit is, tot al die negatiewe goed uit is, so, ons is reeds goud, maar wat die wêreld doen is, dit maak ons net nog suiwerer, nog beter, nog fyner. Dis wat die wêreld doen, dis wat Petrus sê. En dan, die gedeelte wat ons nie gelees het nie, hiervan, hoofstuk 2, hiervan vers 11 af, dan sê, alright, kom ons vat dit nou praktyk toe. Hoe lyk dit nou? Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. So hierdie twee koninkryke aan die gang, nê? Ons is in die wêreld, maar ons is van, ons is burgers van 'n ander koninkryk in 'n wêreld wat ons vyandig is. So hoe lyk dit nou in praktyk? En dan begin hy in vers 18 van hoofstuk 2, en gaan lees dit gerus by die huis, ons gaan terwille van die tyd dit nie lees nie. Maar hy begin met die ons vertaling het huisbediendes, maar letterlik staan as slawe, dienaars, is ouens wat, jou ouens wat gewerk het vir ander mense, hy praat met hulle wat nou Christene is, maar wat in ongelowige huise moet arbei, moet dien. Hoe moet hulle daar werk, en dan is dit met nederigheid, met ontzag vir hulle, en dan moet hulle onthou, maar eintlik werk hulle vir die Here, want die Here is bo alles. Die Here is die hoogste gesag. So as hulle dan goed is vir die nie-Christen, as hulle dan daai ou se belange op die hart dra, as hulle dan 'n aanwins is vir hulle, dan is hulle besig om eintlik vir God dinge beter te maak, 'n koninkryk te bou. En dan sê hy, dan gaan die nie-Christene kyk en hy gaan sien, maar hierdie ou is anders. Ek verneder hom, maar hy volhard. Ek kan die man nie breek, wat gaan aan? En hy is net goed vir my. Dink bietjie aan Josef, né? Dink bietjie, kyk, gaan lees bietjie wat Josef gedoen het. Uiteindelik was hy was hierdie slaaf gewees. Hy was in die tronk, hy was vergeet in die tronk, en uiteindelik is hy hierdie big shot. Hy is hierdie tweede in bevel. Hoekom? Want hy het God gedien. God was half sy ankerpunt, sy stabiliteit in 'n onstuimige see, in 'n wêreld van seer, in 'n wêreld waar hy onskuldig gelei het. Het hy hierdie ankerpunt, wat vir hom hoop en vastigheid en krag gee. En hoe wonderlik moet dit nie wees nie, ouens wat vandag hier sit en nog wonder oor Christendom en oor Christus, en nie regtig 'n verhouding het met die Here nie, en selfs die ouens wat kultuur Christen is, wat sê hulle is Christene, maar wat eintlik God nie ken nie. Hoe wonderlik moet dit nie wees, om soos Petrus en Josef en die groot name, iets te kan hê, waar jy kan vashou in hierdie storms. Hoe lekker dit moet nie wees om hoop te hê, as jy om jou kyk en jy sien, my dinge gaan rof, krag te hê, iets groters te weet, maar ek is okay. En as jy dit nie het nie, wil ek vra, gaan bid, gaan soek die Here. Die Here sê in sy woord, sê hy, soek my en ek sal my laat vind. Gaan soek hom. Hy sal jou laat vind. Soos hierdie bedienis, loof God deur jou werk. Wees jy die beter persoon. En dan, hoofstuk 3 wat ons gelees het, as julle wil saam my volg, hy sê net so, vroue moet julle aan julle eie mans onderdanig wees. En dis nou hier waar jy nie buite konteks kan lees nie. Want as jy die konteks lees, hy net so wat? Net soos wie? Net soos die huisbediendes. Hoe is die huisbediendes? Net soos wat's hulle? Hulle is soos die nuwe volk wat God berei in hierdie wêreld van swaar en seer. Hulle is die ouens, hulle is ryksburgers wat vir nie-Christene moet werk. Hulle is die ouens wat God bymekaar maak en wat ligte is in 'n donker wêreld, sout is in 'n wêreld wat vrot is. So wanneer hy hier praat met die vrouens, waarvan praat hy? Die sleutel is die tweede deel van vers 1 vers 3. Selfs indien sommige
aan die woord ongehoorsaam is. So die bediendes, hoofstuk 2, die slawe, hoofstuk 2, hulle werk vir nie Christene. Hulle werk vir ouens wat nog nie God ken nie. Die vroue hier wat van gepraat word, hulle mans is nie Christene. Dis vir wie hy die boodskap skryf. Hy sê, sommige van julle mans glo nog nie. Maar nou wat julle nou moet doen is, nou moet julle onderdanig wees. En dan pak hy goed so uit. Nou voor ons dit sê, wil ek net hê ons moet ook die groter konteks reg verstaan. Hoe lyk dit in 'n Romeinse huis? In 'n Romeinse huis het jy die man wat absoluut alle gesag het. Hy kan besluit wat hy wil. Hy is die baas van sy vrou, hy is die baas van sy kinders, en die vrou is net so, as jy buitestander, sy het nie weet nie, sy nie verskil sien nie, maar sy is net so bietjie beter as 'n slaaf. Sy is net so bietjie beter as 'n slaaf. Maar wat doen Petrus hier? Petrus begin met die laagste, en dan in die stand van die samelewing, in die kultuur, dan vat hy die vrouens, en dan vat hy die mans, vers 7. So hy begin onder, en hy sê, bediendes, dis hoe julle moet wees, dan vrouens, julle mans glo nie. En hier's wat noodwendig gaan gebeur in daai huis. In die Romeinse kultuur het die vrou nie 'n keuse gehad, sy het die man se geloof gehad. Dis wat sy gehad het. Daar's bewyse goed opgegrawe waar die pa die vrou en die kinders doodgemaak het, en hy die reg gehad om dit te doen, omdat hulle hom nie genoeg geëer het nie. So was dit in daai kultuur. As die man doodgaan, het die seun geërf, ongeag hoe oud hy is. Hy het die las gehad om vir die ma te sorg, ja, maar die vrou het nie reg gehad om te erf daar. So dit was hierdie wille wêreld waar Christen vrou ingestap het. Sy aanbid saam met die Christene, sy doen saam met hulle, sy sien Christen mans wat Christen vrouens met respek en eer behandel, en dan stap sy by die huis in. Sy word geslaan as die koffie nie lekker is. Ek weet nie of hulle koffie gedrink het daai tyd nie. Maar sy moet kos maak, sy het geen reg hier, die seuns praat met haar soos hulle wil. Sy het absoluut niks, en dan word haar van haar verwag om die rituele van die man se geloof aan te neem. En daar is prostitusie betrokke, daar is weerdgoed betrokke, by die heidense afgode diens gehad. So jy kan dink, dit was 'n wille wêreld. En nou moet sy sê, ek's nou 'n Christen. Ek's nou 'n Christen. En dis waarvoor Petrus hier skryf. En ek dink tog, ons in vandag se tyd kan ook iets hier uit leer. Wees aan julle eie mans onderdanig, sodat selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, ook hulle sonder 'n woord gewen kan word deur die manier waarop julle leef. Dit is nogal interessant vertaal by ons, maar as jy na die Grieks kyk, dan kry jy die idee van Salomo wat sê, die gekuif van 'n vrou is soos die gedrup van 'n kraan. Daai effek. So baie wat hy sê is hierso is, moenie nekkie, moenie jou man irriteer nie. Moenie heeltyd praat Paulus praat van praat sieke, bemoei sieke vrouens. Moenie dit doen nie, moenie so wees nie. Julle is nou Christene, julle is nou anders. Julle het Christus ontdek. Julle het nou hierdie handvas om hom vas te hou. Wat julle moet doen is wees hierdie stil kragtige reuse. Dis wat julle moet wees. Hierdie stil kragtige reuse wat julle mans, wanneer julle mans na julle kyk, en 10-1 was hy ander vrouens ook gehad om haar wat ook aan die man behoort, dat julle uitstaan. Dat hy in julle iets anders sien. Dat hy in julle sien dat julle hom eer. Hoekom ek dit sê is, vers 2, omdat
julle rein en eerbiedige leefwyse raak sien. So wat Petrus hier sê is, wanneer 'n nie-Christen man na jou lewe kyk, as Christen vrou, en hy sien iets anders raak, hy sien hierdie stil reus raak, hy sien jy het hoop, al gaan dit swaar, hy sien jy het krag, al is hy moedeloos, en hy sien dat jy hom eerbiedig, al verneder hy jou, al voel dit vir jou, hy maak droog, al is die beeld van die man wat hy is, nie dit wat die Bybel en wat jou geloof sê nie, as jy hom eerbiedig, dan gaan hy dalk gewen kan word vir die Here. En dit moet, eerste plek dink ek, moet dit ons as vrouens, ek nie ons vrouens, wat hier in die kruis is, ons werk nie met identifiseerbare, soos man of vrou hierso, maar moet dit as Christen vrou wat met 'n ongelowige man sit, of 'n man wat sê hy's 'n Christen, maar gesyp is, en nie sy lewe by God het nie, en nie jou as vrou eerbiedig nie, en nie jou kinders lei in disippelskap nie, moet dit jou hoop gee. Want jou stille, daar wees vir jou man, jou manier hoe jy God dien, deur die ongelowige man dien, jou gebed vir hom, jou eerbiedigheid vir hom, dit sê die Bybel, het groot krag. So die eerste ding wat dink ek hier is, moenie opgee nie, moenie moedeloos raak. Nou wil ek met Chandler aanhaal, en ek wil dit regtig by hom aansluit en sê, hy sê oor die gedeelte, baie kerke gebruik hierdie as 'n groen lig vir mans om te kan maak met vrouens wat hulle wil. En ek wil net saam met hom stem en sê nee. As jy aangerand word deur jou man, of daar gebeur weird goed in jou huwelik, kom praat met my, ons het 'n beraader in ons gemeente, ek self is eenmaal, kom praat met my, jy kan nie in die huwelik bly, jy moet afstand skep, jy en jou gesin, se lewe is meer werd as dit. So liewe mans, ons gaan nou by julle uitkom, maar eerbiedig jou vrou, en vrou, as Christen vrou, deur jou leefwyse, wat wek dit? Dis wat Petrus hier sê, en dis hoekom die konteks so belangrik is, dit wek respek vir jou in hom, hoe jy leef, en dis waartoe hy mik. En dan vers 3 en 4, moenie julle skoonheid moenie op uiterlike dinge berus nie, soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, of die aantrek van elegante klere nie, maar op dit wat in die mens se hart verborge is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees, wat in God se oë kosbaar is. Sien julle hoe hy bou, is soos 'n volgende trappie wat hy gee. Hy sê, moenie as gremering, en as haartjies, en so jy kan nie jou man verlei, deur jou man te verlei, 'n Christen te maak nie. Dit werk nie so nie. Hoe wen jy jou man? Deur tyd te spandeer oor wat binne aangaan. Deur tyd met God te spandeer, deur geestelike krag te kry. En daarmee wil ek ook sê, daar's baie kerke wat sê nee, maar hierdie gedeelte sê nee, vrouens moet nou rokkies dra tot daar, alhoewel dit vir my mooi is, maar vrouens met rokkies dra tot daar, mag nie gremering dra nie, hulle haartjies, dis nie wat dit sê nie. Die Bybel sê juis, 'n vrou kan mooi lyk. Dawid sê 'n vrou is 'n man se kroon. Die vrou aan 'n man se sy is sy kroon. Hoe lyk 'n kroon? Gaan kyk bietjie hoe lyk 'n kroon. Dit het diamantjies in en goedjies in, so jy kan mooi lyk, jy kan goed lyk, en dit is, Hooglied is vol van dit, waar hy vertel hoe mooi sy vrou vir hom is, hoe mooi sy bruid vir hom is. So hierdie sê nie, moenie gremeer nie, hierdie sê nie, word nou 'n kloosterkoekie nie. Wat hierdie sê is, fokus op die Here, mag dit jou krag wees, want as jy vertrou op jou gremering, as jy 'n sleg vrou is, wat jy lag sit en net gremeer en in die spieël kyk, en jou huis lyk sleg, en jou man weet nie, jy eer hom nie, maar jy lyk daarom goed, dan is jy niks werd in die koninkryk van die Here nie.
Wat sê Petrus? Petrus sê, vrou, jy het 'n krag. Vrou, jy het hoop. Vrou, jy het iets besonders. Iets wat die wêreld nie kan wegvat nie. Iets wat die wêreld nie kan koop nie. Dit het jy. En dit het jy net in Christus. Hoor hoe mooi sê dit. Die onverganklike skoonheid van 'n saggeaarde en rustige gees wat in God se oë kosbaar is. Hoe het jy 'n saggeaarde en rustige gees? Hoe is jy in God se oë kosbaar? As jy vol van die Heilige Gees 'n sagte antwoord gee as hy grimmig is. As hy kwaad is. Die Bybel leer ons, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. 53 vertaling. As jy vol van die Gees, God soek met alles wat jy het. Dis jou hoop, dis jou krag. Dis waarop jy fokus. En dan gee hy 'n voorbeeld. So het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self destyds versier, deur aan hulle eie mans onderdanig te wees, soos Sara aan Abraham gehoorsaam was, toe sy hom as Heer aangespreek het. So Abraham was 'n groot figuur in die Ou Testament, nog steeds 'n groot figuur in ons geloof. Ons noem hom baie opsigte die vader van die geloof. Abraham is die ene aan wie God verskyn het en aan hom beloftes gemaak het oor 'n nageslag. Hy het met hom 'n verbond gesluit en ons is deel daarvan. Alle gelowiges is geestelike kinders van Abraham. Maar Abraham was ook 'n slegte man. Abraham was te bang geweest vir die koning en het toe vir sy vrou gesê, luister, sê jy is my sussie. Sê is my sussie. En John Piper sê ons moet nie dink dat daai eerbied toe Abraham se vrou Sara in deel gemaak is van die koning se harem, nie lankie, toe word sy uitgegooi en God het daar beskerm. Maar God het dit gehaat. Dis 'n swakheid van Abraham. Dis die sonde wat Abraham gedoen het. Dis verkeerd. Want 'n gelowige man moet sy vrou beskerm. Haar eer is sy prioriteit. So dis nie wat Abraham sê, daai is goed nie. Die enigste plek waar Sarai vir Abraham gesê het, Heer, was in Genesis 18. En in Genesis 18 lees ons daarvan toe die engele na hulle toe gegaan het en met 'n teofanie, God het aan hulle verskyn in die vorm van 'n mens. Aan hulle verskyn en ek sê, luister, julle is oud en julle is afgeleef en julle gaan nou kinders kry. En sy het afgeluister en sy het toe gesê, maar hoe kan dit gebeur? En dan noem sy hom my Heer Abraham. So dis in haar mond gewees, is in haar taal gewees, in haar denke gewees. So John Piper sê, wat ons hieruit kan aflei is, dit was deel van Sarai om hom te eer. Dit was deel van Sarai om hom te sien as iemand wat jy voor respek behoort te hê. So dis wie sy was, is deel van haar. En dan maak die konteks sin, dan maak dit sin hierso. So wanneer 'n vrou leef saam met haar man en dit deel is van haar geaardheid om haar man te eer, dan sê die Here, dan is dit goed. Dan is dit goed. Nuwe vrouens wat sit in moeilike huwelike, of wat alleen is, God nog nie 'n man voorgegee het nie. Hoor die volgende sin. Julle het haar dogters geword, as julle doen wat goed is, en julle nie deur enige dreigement laat afskrik. Maar die wêreld kom met sy seer, maar die wêreld kom met sy swaard. Julle is kinders van Sarai. Julle volg in daai lyn. Julle het daai geloof, julle het daai selfe God, julle het daai selfe hoop. En daarin kan julle vashou. Moenie dat die wêreld julle afskrik nie. Moenie dat julle mans wat sleg is, julle laat moedeloos raak nie. Moenie dat die gebrek aan man julle moedeloos laat raak nie, want dis 'n wille wêreld daar buite. En vir 'n vrou alleen, selfs vandag nog,
is dit seker nie maklik nie. Maar ons het 'n hoop. Ons het 'n belofte. Ons is kinders van Sarai. Dogters van 'n verbond. 'n God wat beloftes gee en dit getrou bly bou. Okay, mans, daar was 6 verse vir die vrouens en 1 vir die mans. Is nie die mans vinniger is van begrip nie. Paulus is net omgedraai. Paulus skryf weer baie vir die mans, want hy het gesien hoe sleg die mans is. Mans, julle moet in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle as die swakker geslag en hulle is mede-erfgename van die gawe van die lewe. In 'n wêreld waar mans die reg gehad het om vroue te verneder en te maak wat hy wil, kom Petrus en skryf en sê, mans, julle moet anders wees. Mans, jy moet jou vrou sien as 2 dinge. As dan letterlik 'n swakker erdekryk, aan die ander kant 'n mede-erfgenaam. Swakker erdekryk beteken jy's ook swak, jy's ook 'n erdekryk, jy's ook broos. Wat is binne in 'n erdekryk? Dit waar hulle kosbarehede bære, dit waar hulle goeie goed bære. Dis wat daar binne is. So wanneer hy sê jy's 'n swakker erdekryk, beteken dit nie mans kyk nou na julle vrouens want hulle is pateties. Nee, wat hy sê is mans kyk na julle vrouens want binne hulle is 'n skat. Binne hulle is iets great. Binne hulle is iets wat goed is vir jou. Maar in 'n wêreld soos die, dis hoekom konteks belangrik is. In 'n wêreld soos die is hulle meer blootgestel. Daarom moet jy na hulle kyk. Daarom is dit makliker dat hulle kryk breek as joune. So beskerm, wees jy die een wat hulle beskerm, wees jy die een wat hulle in water toegooi, wees jy die een wat sorg dat hulle okay is, wees jy die een wat sorg dat daai skat binne na veilig is en bewaar word. So mans, hierso het ons 'n opdrag sodat ons moet kyk na ons vrouens, dat ons vrouens se geloof groei, dat ons vrouens daai hoop het, dat vrouens daai handvatsel het om vas te hou in moeilike tye. Ons moet ons harte, ons ore moet op hulle harte wees. Want hulle is kosbaar. Maar hulle is ook mede-erfgename. Dit is begin gesê het in 'n era waar vrouens nie kon erf nie. In uitsonderlike gevalle het dit gebeur, daar was reëls daarop ook omtrent, maar die gemiddelde vrou was blootgestel. Sê God, maar hierdie, as Christen, is jou vrou mede-erfgenaam van al God se beloftes. Sy is nou nie meer daaronder nie, sy is nou langs jou. Sy is nou jou krag. Sy is nou iets kosbaar. Hulle is mede-erfgename van die gawe van die lewe. Jy moet hulle met respek behandel. En luister hierso. Mans, sodat jou gebede nie belemmer word. Petrus sê, dit is so belangrik vir God, dat jy jou vrou moet sien, as hierdie skat, as hierdie eerbare wese, selfs al gaan dit teen die kultuur in, selfs al gaan ander mans na jou kyk en dink jy slap, selfs al gaan ouens na jou kyk en dink, hierdie is gevaarlik, ons moet hierdie ou doodmaak, en dis wat gebeur het in daai tyd. Jou vrou is so kosbaar, jou vrou is so goed, dat wanneer jy haar nie hanteer, soos wat God wil hê jy moet haar hanteer nie, gaan God nie na jou gebede luister. Dis wat hy sê. In vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen.
Hy beskryf dit 'n bietjie aan. So mans, as jy jou vrou hanteer sonder respek, maar bid soos jy wil, God gaan nie luister nie, dis wat die Bybel sê, nie ek. So wat moet jy doen? Gaan bely jou sonde. Gaan maak reg met jou vrou. Laat staan jou verkeerde dade. Kyk na jou vrou as 'n gawe van die Here. Iets waar jy behoort dankbaar te wees. Iets wat kosbaarder is as goud. Want dis wat hy ons noem in hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Sorg jy dat daar eenheid is. Sorg jy dat daar eenheid is, want saam as eenheid is dit makliker om saam te kniel en saam voor die Here te wees. Sien julle dit? Hier sê God, man en vrou is anders. Maar kosbaar. Iets wat goed is vir die Here. Iets wat mooi is vir die Here. En in ons swaar, in ons seer, in hierdie wêreld, as ryksburgers, in 'n stikkende wêreld, het ons hoop en het ons krag. En het God die huwelik gegee as iets moois en iets goeds. En het God die vrou kosbaar gemaak. En hierdie geloof, toe dit begin insypel in die Romeinse ryk, toe word dit die fondasie vir vroueregte. Dit word die fondasie vir dat 'n vrou iets mag doen. Word die fondasie van die westerse kultuur van lewe is kosbaar. Nou rafel dit uit, nou raak dit weer. Maar op 'n tyd was dit iets goeds en iets moois. En iets waarna ons behoort terug te gryp. Iets wat ons behoort aan vas te hou. Wat het dit met nagmaal te doen? Petrus sê en Paulus sê ook, Paulus sê dit bietjie duideliker in Efesiërs 5 sê hy, Efesiërs 5 en 6 sê hy, ons verhouding met die Here, die prentjie van wat ons in die huwelik sien, 'n verhouding tussen man en vrou is die prentjie vir die verhouding tussen ons en God. Ons en God. So in Christus het ons die beter man. Ons is die vrou. Ons is die brose erdekruike. Maar ons het Christus. Hy is ons beter man. Hy het die lewe kom leef wat ons nie kon leef nie. Hy het vandat hy sy oë oopgemaak het, tot hy aan die einde aan die kruis, en baie rou en baie smart, sy asem uitgeblaas het en gesê het, dit is volbring. Het hy die Vader behaag, het hy gedoen wat reg was. En hy het ons as sy bruid voor oë gehad, want dis wie God is, dis wat hy kon doen. Sy hele lydingsweg, sy versoeking in die woestyn, heeltyd. Eerste ding wat hy doen toe hy uitkom uit die woestyn het, hy gaan vat die boek en hy gaan maak oop by Jesaja en in die tempel sê hy, dit is die jubeljaar, ek is die jubeljaar, dit is volbring voor julle oë en dan daar wil hom begin kruisig het. Wat sê hy daardeur? Ek is die een wat julle vryheid gee, ek is die een wat julle hoop bring, ek is julle God. Ek is die een wat kom doen het wat julle nie kon doen nie. Ek is die paaslam wat geslag moet word en dit het hy gedoen. Hy was die een wat stil sonder 'n woord vandat hy gevang is sonder 'n woord, het hy soos 'n lam ter slagting het hy gegaan na die kruis toe ons as vrouens dit nie kon doen nie. Hy is die een gewees wat vrou op die oog kyk het en gesê het, jy's belangrik vir my, jy's vir my kosbaar, hierdie skat, hierdie brose skat, hierdie skat in die brose erdekruik is my so kosbaar, dat ek eerder gaan sterf, dat my kruik eerder gebreek kan word,
laat my liggaam geslag kan word, en daar is hulle oopgevlek daar in Christus, want dis wat God aan Abraham gesê het, nee. God het vir Abraham gesê, hy moes hy karkasse moes hy oopmaak, en hulle het so langs die kant gesit, en toe het God alleen deur die vuur, met 'n vuurkolom deur daai karkasse gegaan, en daai het dit so gewerk, en ekskuus vir die mense wat dit al gehoor het, maar wat nog nie gehoor het, en die wat al gehoor het, is dit goed om weer te hoor, as jy, daai het dit so gewerk, as jy verbond sluit, dan die ene wat deurgaan, hulle is hande vasgehou en saam deur die karkasse gaan, en daardeur het hulle gesê, die een wat die verbond verbreek, daai ene gaan gemaak word soos met die karkasse. Maar God het nie toegelaat dat Abraham deur die karkasse gaan nie. God het alleen deurgegaan. Daardeur het hy gesê, Abraham, jy gaan 'n nageslag hê, jy en Sara, jy gaan 'n nageslag hê. Julle gaan seuns en dogters hê, en hierdie nageslag gaan 'n seën wees vir al die etnisiteite, staan daar letterlik. So die volkere gaan geseën wees in jou nageslag. Abraham, ek bring verlossing, ek bring hoop, ek gaan julle God wees, en julle gaan my kinders wees, julle gaan my volg. Maar Abraham, as ek oortree, kan jy met maak soos met die karkasse, maar Abraham, as jy oortree, kan jy met my maak soos met die karkasse, want hy het alleen deurgegaan, en ons het met hom gemaak soos met die karkasse daar in die kruis. Want hy is die beter man. En hy sê, jy is kosbaar. Jy is hoog geag. Jy is my skat. En dis wat die nagmaal so mooi sê. Jy kan nie ons Here Jesus se genade verdien nie. Dis wat genade beteken. Jy moet dit vat. Jy moet dit vat. En maar ons nou oor gaan tot die nagmaal. Weet dit. Hierdie is 'n belydenis wat ons doen. Ons Here Jesus, gaan dit nou lees, maar hy het begeer om die laaste Pasga, die eerste nagmaal, staan hy het begeer om saam met sy kinders dit te gebruik. So hy het begeer, hy het gesê, doen dit tot my gedagtenis. So wanneer ons hierdie brood gaan breek, en dink daaraan, ons beter man het my so hoog geag, dat sy liggaam gebreek is vir my. Hy het my so hoog geag, dat sy bloed gevloei het. En met die brood en die wyn is dit wat ons gedenk. En dan nie net, het hy vir ons gesterf, sodat ons met hom, hy gaan ook terugkom. En die Bybel leer ook vir ons dit, elke keer as ons hierdie brood eet, en hierdie wyn drink, dan verkondig ons sy dood, totdat hy weer kom. So wat sê ons per se daardeur? Ons het redding, in Christus wonde. Maar ons man kom terug. Hy kom ons haal. En ons gaan vir ewig in sy huis wees. Ons gaan vir ewig gevoed wees. Ons gaan vir ewig leef in sy krag en sy hoop. En dis wat ons gedenk. En mag hierdie brood en wyn vir ons hoop wees. As ons kyk na die rooi op ons bankrekening. Of ons, ek weet dis ouens wat dalk hulle werke gaan verloor, en ek weet dis mense wat naby kinders het wat in die hospitaal is, en ons het lidmate wat in die hospitaal is, soos dinge gaan swaar, huwelike is stikkend, maar hou jy aan vas, mag dit ons hoop wees, mag dit ons krag wees. Terwyl die kinders inkom, gaan ek vir ons 'n gebed doen.